Goeiemôre, dis Saterdag. Gisteraand gebraai en na 'n paar goedjies oorgebly, so ons besluit ons maak vanoggend 'n lekker ontbyt met van die goedjies wat agtergebly het. So vanoggend op die spyskaart is bietjie 'n tipe van 'n eiergereg en dan gaan ons sommer gou 'n bun, lekker kaasbun bak, sommer in die airfryer. So kom ek wys vir julle hoe doen ek dit. So die heel eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan so 'n bietjie eie hier in hierdie ramekins gooi. Okay. So 'n bietjie ei daarin gooi. Ek hou daarvan om dan sommer klaar so 'n ou skeppie kasies in te gooi. Net so klein bietjie kasies daar in te sit. Dan vat ek sommer so 'n bietjie van gisteraand se wors wat ek nou al klaar opgesny het. Sulke klein blokkies kaas. Stukkies wors wat ek dan daarin gooi. So amper van 'n omeletterige tipe ding. Gooi ek sommer dit daarin. Ek hou daarvan om dan weer 'n bietjie kaas in te gooi. Weer 'n bietjie kaas daar. Ja, en dan moet ons net 'n eiertjie inbreek en weer 'n bietjie kaas bo op hulle sit. Kom ek wys julle. So ek het nou sommer 2 eiers hierin gebreek. Ek hou daarvan om hom bietjie te scramble. Die rede daarvoor is dan loop hy tussen al die goedjies in wat ek nou al hier in gegooi het. Al daai goodies. Kan die eier nou lekker daarin versprei. So ek het nou soms so 2 eiers hier ingebreek, net so 'n bietjie klits. So 'n bietjie daarin gooi. En daar 'n bietjie ingooi. Soos ek gesê het, amper 'n omeletterige ding. Nou krap ek hom net laat hy so 'n bietjie die mekaar raak daar, lekker meng. Nou gaan ek so 'n bietjie tamatie hier oor gooi. Net so 'n skepie tamatie. Dit heerlik. Ek sien hier's nog genoeg worsies oor. Kom ons sit nog so 'n stukkie wors hierby. 'n redelike groterige ding maak met hom. Okay. Dan is hy klaar. En nou gaan ons hom net eenvoudig opvul met kaas tot heel bo. Te heerlik. As dit gedoen. Nou, ek hou daarvan om 'n bietjie van hierdie cayenne pepper oor te gooi. Gee hom net so mooi kleur. En daar's dit nou gedoen. Soos julle maar kan hoor, daar's maar 'n klomp geluide in die agtergrond van die kamp, want dit is maar kamplewe, dis lekker, diere, voëls en al daai goedjies. Hierdie gaan nou in die airfryer in. Op daai manier, ek hoop julle kan hulle sien. Mooi ingepak. En dit gaan nou eers airfryer toe, maar eers gaan ons ook die broodjie aan mekaar sit. Kom ek wys jou hoe doen ons dit. So kom ek wys jou gou hoe doen ek 'n broodjie. Dis 'n redelike algemene resep. Ek sit so 'n bietjie van 'n twist op hom. Ek verander hom so klein bietjie. Heel eerstens is dit 'n self-raising flour. Ek gebruik so 2 koppies, noem dit nou maar bekers van hom. Laat ek hier in 'n skottel gooi. Is altyd goed as daar so 'n klein bietjie oorbly. Julle sal nou sien hoe kom. En dan
wat jy wil doen is, en ek hou daarvan om weer 'n keer 'n bietjie van hierdie cayenne pepertjies oor te gooi. Net so stryk, hy gee vir my net in die kaasban net so ligte bytjie wat baie lekker is. En dan gebruik ek sommer 'n lepel en ek begin hom so 'n bietjie deurmeng. Daar kan julle sien. En dan hou ek daarvan om op hierdie stadium my kaas in te gooi. So jy gooi seker so, wel, enige hoeveelheid kaas oor, los vir jou so 'n bietjie oor wat jy nou gaan gebruik. Soms seker so koppie en 'n half kaas vir die binnekant en dan meng ek hom nou deur hierdie meel. Ek vind dit is makliker om die kaas op hierdie stadium te meng as wat jy dit nou doen wanneer die nat bestanddele klaar by is. So dit werk vir my. O ja, moenie vergeet van die soutjies nie. Kom ons kry gou die soutjies hier in die hande. Net so vinnige draai en 'n half sout. Kom baie lekker. Kom ons kry net vir daai soutjies ook deurgemeng. Nou is dit ook nou gedoen. OK. Nou die volgende wat ons gaan doen. Ons gaan nou 1 koppie melk, onthou dit is 2 koppies meel. Dan gaan ons 1 koppie melk of 1 beker melk bygooi. Hierdie goggebere. En nou gaan ons dit stadig stukkie vir stukkie bygooi en hom so 'n bietjie meng. Gooi maar so 'n stukkie in. Jy kan sien die krag flikker maar so aan en af, maar dit is nou maar kamp. Ek skeer ons om lekker kos te maak nie. Ek gaan net hierdie meeltjies en die melk bietjie kry, wat hulle meng. Daar kan julle sien hoe lekker begin dit lyk. Nog so 'n bietjie melk. Meng daai gou deur. Nou ja, ek het nou intussen hierdie meel en hierdie goed klaar gemeng. Hy het nou so lekker stywerige deeg gemaak, soos jy kan sien. Dis omtrent die consistency wat jy wil hê. Nou is dit belangrik dat jy daai bietjie meel wat jy gebruik het, verlos het, hier op jou werkblad oorgooi. En nog belangriker om jou moue op te rol. Daai les het ons ook al geleer. En nou gaan ons hom net hier uitskep. Sy. Ons sit daai op 'n kant neer. Sy. En nou gaan ons hierdie verder meng. So dit is nou maar so 'n bietjie van 'n taaierige storie, maar dit is waar die meel inkom op die bord. En hou daarom jou hande daarom so 'n bietjie skoon. Soos jy kan sien. Die deeg sit nie oral te vas aan jou hande nie. Ook nie ten minste hierdie deeg so 'n bietjie werk. Man, en hierdie gaan baie lekker wees. Julle nou wys hoe lyk hy. OK. As jy nou uiteindelik klaar is met hierdie, maak jy hom 'n lekker balletjie. En dan hou ek daarvan, ek deel hom so in 4 stukke. Daar het ek nou 1 helfte. Nou gaan ons gou hierdie enetjie ook deel. En nou gaan ons gou hierdie enetjie ook deel. Sy. Nou kan ons hierdie ene bolletjie maak. So op die einde eindig jy met 4 van hierdie bolletjies. Hierdie band lyk vir my oggend te groot. So kom ons sny so 'n bietjie af van elkeen. Dis
altyd 'n bargain. Nou vir jou sê wat gaan ons doen met daai stukkies? Right. Ons probeer weer. Assai. Dit is so 'n bietjie kleiner as dit so tussen 'n golfbal en 'n tennisbal grootte. Assai. Goed. Nou hierdie wat nou oorbly, gaan ek vir julle wys. Hier kan ons nog 'n ban of 2 maak. Sit nog so 'n bietjie meel daarop. So dit lyk my ons is vandag gelukkig, ons gaan so 5 goeie bans uitkry. Right. So ons het nou 'n paar ekstra stukke ban, dis net eenvoudig te veel vir een mens. So wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie nou net weer meng dat hulle alles saam is. Daai kan nou maar staan vir die dag en 'n bietjie reis en doen whatever hulle wil doen. En dan vanaand maak ons weer 'n ban, want die goeders is ons nou klaar gemeng. So dan kan ons hom op die kolle bak of sommer weer in die airfryer saam met 'n stukkie vleis vanaand. So wat ons nou gaan doen, is nou weer terug hier by die airfryer. Nou ek het hierdie goed so oor kruis gepak. Nou gaan ons net eenvoudig hierdie ban net in die airfryer sit. Ek sal vir julle 'n foto neem en vir julle wys hoe lyk dit. Die bans druk ek net so klein bietjie plat. Effens plat dat hulle daarom 'n kaasie kan vat. Dit is belangrik. So nou strooi is net so 'n bietjie kaas bo op hierdie ban. Druk hom net so 'n bietjie plat, laat nie alles afval nie. En op hierdie enetjie ook. Nou ja, daar is hy. Daar is die ontbyt gedoen. Nou moet hy net gaar word. So hierdie gaan nou terug airfryer toe. So nou maar kyk hoe dit loop, maar ek skat so 180 grade vir so 20, miskien 25 minute rond. Jy moet maar dop hou en kyk hoe jou airfryer hom gaar maak. Maar ek gaan vir julle 'n foto neem nou van hoe dit lyk voor hy is en dan praat ons weer oor so 20 minute as alles klaar is. Nou ja mense, kan nie glo dat 25 minute toe eventueel so vinnig verby gegaan het nie. Dit het presies so 25 minute gevat. Hier het ek die eier, noem dit maar 'n omelet bedryf hier so in sy ramekin uitgehaal. Dit lyk verskriklik lekker. Kom ek wys net gou vir julle. Natuurlik is hy nog bietjie warm. Maar as jy gaan kyk kan jy sien. Dit lyk verskriklik lekker. Ek sal vir julle 'n foto wys van dit ook en natuurlik ons eie kaasbans. Ek gaan vir julle 'n foto wys van hoe dit ook lyk. Nou die lekkerste vir my is natuurlik as jy hom nou oopsny. Lyk heerlik. 'n Bietjie botter saam met daai eiergereggie, 'n bietjie marmite, daar's genoeg kaas in die broodjie en so aan. Wat 'n lekker ontbyt. Ek hoop jou ontbyt is ook vanoggend so lekker en dat die atmosfeer met al die klanke van die natuur en goed bykomend is en jy dit kan geniet. Geniet jou Saterdag.